ons in die bidkamer was vanoggend, wys die Here vir my twee beelde, as ek beelde dit kan noem. Die eerste beeld is van 'n kiewiet met sy vlerke uitgestrek, wat in opstand kom teen iemand wat nader wil kom. En die kiewiet staan op om te wys, ek is in beskerming teen dit wat jy wil kom doen teen my. En dit gebeur terwyl ek sien mense bid, staan die Here soos 'n kiewiet met sy vlerke, en sodra iemand wil kom en iets teen daai persoon wil kom doen, kom hy nader met sy vlerke om hulle weg te jaag van hierdie persoon af. En die tweede gesig wat ek gesien het is 'n vuuroond, en dis nie die vuuroond van Sadrag, Mesach en Abednego nie. Dis 'n vuuroond waar die Here vir my wys, is weer tyd dat mense gelouter moet word, moet skoon kom soos silwer in 'n vuuroond ingaan, dan word hy so skoon dat jy jouself kan sien in dit. En ek sien hierdie vuuroond waar die Here sê, dis tyd dat my kinders weer moet kom in hierdie auditorium. Bid ek, Here, gee dat hierdie auditorium vanoggend in 'n plek sal word soos 'n vuuroond, en terwyl ons sal sing, Here, dat U ons sal louter, sal skoon maak, Here, voor die aangesig. En ek weet nie wat dit is wat jy deurmaak op die oomblik nie. Ek weet nie waar jy jouself vasgevang is nie, maar die Here wil sê, maak jou klaar met daai dinge, kom vanoggend en word gelouter, kom en maak weer skoon, kry klaar met daai goed van die verlede, met dit wat jy wil vashou, want die Here het 'n plan. Hy is daar dan soos die kiewiet om jou te kom beskerm wanneer jy wil stil word voor hom. Die Here ken jou hart vanoggend en die Here weet wie jy is, wanneer jy die geloofstree moet gee vanoggend. Amen. Psalm 103:13 sê hy, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Jy moet weet vanmôre, jy's nie alleen nie. Die Here gaan ook nie toelaat dat die vyand by jou kom steel nie. Die Here gaan jou nooit begewe, jou nooit verlaat nie. Jy is vanmôre sy kind. En soos 'n vader hom ontferm, soos 'n kiewiet wat sy vlerke uitsprei en sê, ek sal dit wat jou bedreig kom afweer, so sê die Here vanmôre, sal hy elke ding wat teen jou bedreig vanmôre, sal hy kom afweer. Weet vanmôre wie is in die Here. Genade red my en jou. Boek van Romeine sê, dit is deur sy genade en sy groot liefde dat ek en jy vanmôre gered is. Nie deur ons werke nie, nie deur godsdienst tradisies nie, nie deur dinge wat ek en jy doen nie, maar sy groot liefde en genade. En weet jy wat is die grootste van alles? Jy hoef niks te doen om dit te verdien nie. Ek wil jy met jou hand so op jou bors lê vanmôre. Sê ek is goed genoeg. Net soos wat ek is, het hy my lief. En daar is niks wat ek hoef te doen om sy liefde te verdien nie. Daar's niks wat ek ooit kan doen wat sy liefde vir my sal wegvat of minder maak nie. Ek is geliefd, ek is geseënd, ek is geroep, ek is gesalf, ek is uitgesonder, ek is gered deur sy genade en sy groot liefde. Gee hom die beste lofoffer in hierdie plek. Kom kerk. Loof die Here. Loof die Here. Wow. 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 Worshipspan bly net daar. Hoe bly net daar.
Ek het voorberei, maar ek gaan nie vanmôre daarna toe gaan nie. Die Here het vir ons 'n belofte gegee aan die begin van die jaar. En ek gaan dit vir jou lees. Dis die jaar van groter heerlikheid, het hy gesê. Twee Korintiërs 3:17. Die Here is die Gees. En waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal vers 18 met 'n onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid. Ek wil jy moet verstaan vanmôre kerk. Jy het dit gehoor vanmôre. Ek het juist pastorie gevra om dit met jou te share. 2 weke terug het die Here met my die gedagte gedeel wat ek wou gebruik het vanmôre, Jesegiel 43. Waar hy belofte sê, hy sê en hy het my gevat en my gebring by die tempelpoort. En die heerlikheid van die Here het die huis gevul. Dis die confirmation van presies dit wat ons gesing het in Jesaja 6. I saw the Lord seated on his throne. He was clothed in glory and exalted high. Die belofte is sy heerlikheid gaan sy huis vul. Maar hy het ook gesê vir Jesegiel in Jesegiel 44 vers 6, gaan sê vir my volk, dis tyd om klaar te maak met hulle verfoeisels. Om ontslae te raak van dit wat ons dink nodig is vir God se heerlikheid, of okay is vir God se heerlikheid. Hoe lyk die kwaliteit van my en jou offer? Wat is ek en jy bereid om vanmôre te bring? Hy sê net soos wat ek is. Om alles net oor te gee, sodat hy God in my lewe kan wees. Tyd geword dat ek en jy sal wegdoen met ons tradisies, ons oorlewing, van ons godsdienstpraktyke en gewoontes en sal kom op 'n plek om te sê, Here, ek wil vanmôre net leef in en deur die Gees van die Here. Want dis nie vanmôre my kennis wat my vry maak nie. Dis nie vanmôre my tradisies wat my vry maak nie. Dis nie vanmôre die godsdienst wat ek beoefen wat my vry maak nie. Jesus alleen maak my vry. Want die woord sê, wanneer die Seun van God my vry gemaak het, is ek waarlik vry. Sy bloed het reeds my vry gemaak. Het my losgekoop. En vanmôre moet ek en jy kom by daardie plek om ontslae te raak van dit wat my en jou terughou. God wil sy heerlikheid in my en jou lewe kom tuisbring. Ons het Woensdagoggend 'n kosbare geleentheid gehad weer eens met die manne. En hulle weet nou dadelik waaroor dit gaan vanmôre. Nee, ek's nie 'n messteker nie. Maar vanmôre het jy die keuse en ek wil vanmôre vir jou sê, jou keuse gaan jou vrymaak. Jesus het klaar gedoen wat nodig is. Die vraag is, wil jy dit vanmôre aktiveer in jou lewe? Jy sien, baie keer dan bid ons en sê, Here, ek het hierdie probleem, ek het hierdie bekommernis, ek het hierdie stryd, kom maak my vry, maar ons hou vas aan daardie ding. Ellen, kom help my gou vanmôre. En ek wil dit vir jou demonstreer, soos ek het Woensdagoggend vir die manne gewys het. Hou vir my die mense, nee. Ons hou baie keer vas aan die pyn en die seer en die teleurstellings, die bekommernisse, die sorge van die lewe. En dan sê ons vir die Here, Here, kom vat weg hierdie ding. En die Here sê, ek wil, maar ek kan nie. Hoekom nie? Want as ek hierdie mes vanmôre gaan uittrek uit Ellen se hand uit, wat gaan gebeur? Wat moet Ellen doen vanmôre? Wil jy vanmôre release? Wil jy vanmôre laat gaan? Dit wat jy weet, jy God voorvertrou. Dis al wat hy vra is. Gee dit vir my. Vertrou my vanmôre daarvoor. Moenie jy daar probeer aan vashou nie. Jy sit vanmôre, ons het die afgelope 2 weke met 'n reeks gekuier, waarlik vry. God het my jou vrygemaak, ongeag my jou teleurstellings van die gister. Ek wil jy moet verstaan vanmôre, jou verlede define jou nie. Hoor jy wat ek sê? Daar's een wat 'n skepper is en sy naam is Jesus. Hy sê ek het jou geformeer, ek het jou geken voordat jy nog gevorm is in jou ma se moederskoot, ek jou gedesign, het ek jou in gedagte gehad. I will define you.
not your circumstances. Jy moet verstaan vanmôre, jy is nie die produk van jou verlede nie. Ja, ons seer hou baie keer ons vas. Maar weet jy wat, ek en jy hou daaraan vas. Dis soos daardie mes. Ons sê, Here, verwyder al hierdie pyn, hierdie bitterheid van my af, maar ek hou daardie lem vas. En God sê, ek wil, maar ek kan nie, want jy release dit nie. I'm not the product of my past. I'm the product of my choices. So dit geef my op Deuteronomium 30, asseblief van Hel. Deuteronomium 30 vers 19. Hy sê, kyk, ek hou aan julle voor, die lewe en die dood, die seën en die vloek. Dit ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Daar's vanmôre vir my en jou keuse. Kolossense sê, hy het my en jou uitgebring in die koninkryk van die duisternis en hy het my oorgebring in die koninkryk van die lig. Ek en jy kan kies waar ons wil wees. Die Bybel sê in die boek van Johannes, hy sê, ek word 'n slaaf aan die een aan wie ek myself diensbaar stel en gehoorsaam te wees. En ek kan kyk na my omstandighede, ek kan kyk na die leuen van wat die vyand my probeer voorhou, en ek kan dit aanvaar, of ek kan kyk na Jesus wat op die troon sit, en hy sê, die waarheid sal my vrymaak, want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Ek hou aan jou die lewe en die dood, die seën en die vloek voor. Kies dan die lewe, sê vir my vers 20. Hoe gaan ek dit doen? Hy sê, deur die Here jou God lief te hê, en na sy stem te luister, en hom alleen aantaan. Is hy vanmôre jou alles? Hy sê, dit sal vir jou lewe gee. Dit sal jou bring by 'n plek waar jy in vryheid gaan leef, in die lewe wat God vir jou in gedagte het. Want jy moet verstaan vanmôre, vryheid beteken nie ek en jy kan doen net wat ons wil nie. Dis wat die wêreld se stelsel sê. Vryheid sê, ongeag wat die wêreld jou bied, jy kan die lewe wat God in gedagte vir jou het in besit neem. Dis die vryheid wat hy vir jou in gedagte het. Hy sê, jy sal dit beleef, wanneer jy gaan kom, om my aan te hang. Dit beteken om gehoorsaam te wees. Dis kom ons begin oor 'n week, bietjie meer as 'n week, met 'n reeks 70x7. Wat gaan oor vryspraak en vergifnis. Die krag daarvan om te release. En ek wil jy moet verstaan vanmôre, ek het Woensdagoggend van die manne gesê. Vergifnis beteken nie ek hoef te aanvaar dit wat met my gebeur het nie. Nommer 1. Hoor jy wat ek sê? Vergifnis beteken nie ek hoef saam te stem met dit wat met my gebeur het nie. Vergifnis beteken nie ek hoef goed te keer dit wat met my gebeur het nie. Vergifnis beteken ek haal die boeie van daardie bitterheid en daardie seer wat my vashou van dit wat met my gebeur het, maak ek los, want ek gaan nie meer 'n slaaf wees van daardie bitterheid nie. Ek is vry in die Here. God self sal uitsorteer wie jou te nagekom het, man. Maar God het gekom om jou lewe in oorvloed te gee. Dis my gesê, maak jy vry, release daardie lem sodat jy kan vry word. Jesus het gesê, ek het gekom dat jy lewe en kom aan, lewe in oorvloed. En ek wil weer die stelling maak wat ek nou 2 keer al gemaak het. There's so many people in the church that are saved but are still enslaved because we hang on to the bitterness, the things of the past. As jy gaan kyk na die volk toe hulle uitgelei is, Israel uitgelei is uit Egipte uit, was hulle klaar uit slawerny vrygelaat. Maar weet jy wat was hulle grootste probleem? Egipte was nie uit hulle uit nie. Hulle was uit Egipte uit, maar Egipte was nie uit hulle uit nie. En as ek en jy uitgebring is uit die koninkryk van die duisternis, kan ek en jy nie meer plek gee vir die effek en die gevolg van duisternis in my en jou lewe nie. Ons moet die lig aktiveer in my en jou lewe. En dis 'n keuse. Daarom wil ek weer vir jou sê, Jesus het die prys betaal. En my en jou keuse gaan maak of ek en jy die vryheid van die Here gaan beleef. So ek wil jou uitdaag, ek wil jou uitnooi. Ons gaan dit doen in 2 maniere. Ons gaan 2 aande, ek eer die Here, God is besig met hierdie kerk. Wil jy moet dit verstaan vanmôre? Daar's oor die 100 registrasies alreeds vir die geleenthede.
Ons gaan volgende week aan maandag aand gaan ek 'n fisiese groep hierso by die kerk hou, wat ons ook dan gaan stream en Dinsdag aand weer. We gaan nie 'n fisiese groep doen Dinsdag aand nie, ons sal 'n live. En jy moet net vir my laat weet watter groep jy gaan inskakel asseblief. Jy's welkom om te kom injoin hier saam met ons fisies. 7 uur maandag aand, 7 uur Dinsdag aand, 'n uur lank. Join in as jou, hoe sê hulle, jou bandwidth dit kan hanteer by die huis, jou streaming spoed, dan is jy welkom by die huis te kan kyk. Maar ek wil vir jou uitdaag. Moenie alleen dit kyk nie. Jy weet van iemand wat dit nodig het. Nooi die buurman, nooi die buurvrou vir 'n tee of 'n koffie en invite daai persoon om saam met jou daardie ding te kom kyk. Kom aan. Sodat die Here ook vryheid in daardie persoon se lewe kan bring. Want God wil dat ek en jy in sy vryheid leef en die waarheid van sy woord aktiveer in ons lewe. As jy nog nie 'n boek bestel het nie, jy's baie welkom. Ons het alreeds 50 boeke in voorraad hier, ons bestel nog. Ons het dit ook in 'n PDF formaat wat ek sal aanstuur, so moenie laat dit jou beperking goed nie. Ek weet ons het 'n koste daaraan, R50 'n boek as ek reg is, Anel, baie dankie. Dit cover die aankoop van daardie boeke. As jy iemand wil bless, is jy baie welkom. Ek wil vanmôre vir jou vra. As jy vanmôre sit en sê ek wil dit doen, maar R50 gaan my keer om dit te doen. Ek het nie daai fondse nie. Moenie dit mis nie. Ons gaan jou bless met 'n boek. Hoor jy wat ek sê? As jy dit regtig nie kan bekostig nie, moenie wegbly nie. God se woord is vir my meer belangrik dat dit sal werklikheid word in jou lewe. God wil sy heerlikheid in jou lewe laat deurbreek, want dis die belofte. Sien jy uit daarna vanmôre? Ek het gekom dat jy lewe en lewe in oorvloed kan hê. Galasiërs 5 vers 1 staan ons vir 2 weke al stil. Hy sê, it was for freedom that we have been set free. Dis hoekom Jesus kom het, dat ek en jy vryheid kan beleef. Loof die Here. As jy bly die Here het jou vrygemaak, los ek op. Sien jy uit vir dit wat die Here gaan doen in jou lewe? Amen.